Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Genesis 1. Ek weet nou nie wanneer laas het jy Genesis 1 gelees nie. Maar ons gaan vanoggend dit lees. En as ek nou hierdie 2020 vertaling vat en ek blaai, dan behoort jy nou Genesis redelik maklik te kry, né, in die begin. Dan kyk ek, dan staan daar inleiding. En dit is baie interessant. Die naam Genesis is afgelei van 'n Griekse woord wat begin of oorsprong beteken. In die Hebreëse Bybel staan die boek na aanleiding van die eerste woord in die boek bekend as Bereshit, wat in die begin beteken. Genesis maak saam met die ander 4 boeke wat naamvolg, praat ons van die Pentateeg. Julle sal weet dat baie mense praat nog van die boeke van Moses, né? Van die ou Bybelvertalings staan dit ook bo, die boeke van Moses. OK, kom ons maak die oë toe. Here almagtige God, dankie dat ons weer hierdie verhaal mag lees, dat ons die Bybel mag oopmaak, en met 'n verwagting vanoggend mag lees, dat U ook deur die Heilige Gees sal kom, en dat U met ons sal praat. Kom spreek, Here, want U kinders luister. Amen. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was oggend. Dag 1. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak, en hy het die water wat onder die gewelf was, geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur. God het die gewelf hemel genoem, en dit was aand, en dit was oggend, 'n tweede dag. God het gesê, laat die water wat onder die hemel is op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem, en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitsprei, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het toe so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard, en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is, en dit was aand, en dit was oggend, 'n derde dag. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en jare. Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde. Dit het toe so gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag. En ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die donker. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand, en dit was oggend, 'n vierde dag. God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens, en laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep,
en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel en alle vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer, en vul die water in die see, en laat die voëls meer word op die land. En dit was aand, en dit was oggend, 'n 5de dag. God het gesê, laat die land lewende wesens voortbring volgens elkeen se aard, makdiere, kruipende diere en wilde diere van die land, volgens elkeen se aard. En dit het toe so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard, en al die diere wat op die grond kruip volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waarvan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien, en vir al die diere van die aarde, en vir al die voëls van die hemel, en alles wat rondbeweeg op die aarde, waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was goed. En dit was aand, en dit was oggend, die 6de dag. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het, en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën, hy het dit heilig verklaar, want om die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Lees tot sover. Geliefdes, hoeveel keer het ek al in hierdie kerk vir julle gesê, die belangrikste ding is dat ek en jy onthou van konteks. Nee? So die konteks vra, waar staan dit? Konteks vra ook, wat was die omgewing van hierdie mense wat dit gehoor het die eerste keer? Wel, dis mense wat voor ons wetenskaptyd geleef het. So wanneer ek nou my wetenskaplike vrae in die teks vra, dan maak ek droog, want ek vra vrae wat die teks nooit bedoel was om te antwoord nie. Vra die vrae wat die teks so antwoord. Want sien, hierdie mense het in 'n wêreldbeeld geleef, tussen ander gode, tussen ander godsdienste, tussen ander volke, en hulle hoor al hierdie verhale. Die een volk vertel vir hulle, nee man, die jong gode het teen die ou gode oorlog gemaak, en toe die jong gode nou wen, het hulle die oorblyfsels van die ou gode gebruik om alles te skep. Die ander ouens vertel vir hulle, nee, daar's goeie en slegte gode, en die goed beklei met mekaar, en as die goeie gode wen, dan kom daar iets mooi uit, en as die slegte gode gewen het, dan kom die onkruid, en die bossies wat ons so sukkel om uit te haal, en al die siektes en pest, dan kom dit uit. Hulle vertel ook vir hulle, die gode het so half as 'n nagedagte, die mense gemaak as hulle slawe, sodat daar iemand is wat vir hulle offers kan bring, en vir hulle tempels kan in stand hou. In daai leefwêreld kom Genesis en bevestig, daar's net een God. In daai leefwêreld kom Genesis en bevestig, maar hierdie God het alles geskep. En hy het die mens nie as 'n nagedagte gemaak nie, maar as die kroon op sy skepping. Ons sal net na dit toe terugkom. 'n ander konteks wat ons baie keer nie in ag neem,
is die konteks waarin ek vandag staan en waarin ek hierdie teks lees. Dis mos ook 'n konteks. En ek weet nie om dit anders te sê nie, maar my konteks is vandag 'n konteks van pyn. Ek ry donderdag aand, toe ons van Mooirivier se Bybelstudie afkom, ry ek deur Escort op pad huis toe, en ek let nogal op hoe mooi skoon die strate is. Dit was regtig, dit was mooi skoon. Hulle het dit skoon gemaak. Gister het ons lekker spit ete geëet, heeltemal te veel geëet, maar nou ry ons van dit af huis toe. En die eerste ding wat ek sien is die hele Escort is aan die syp. Almal van hulle, as ons die geld gehad het wat daar gisterand daar uitgedrink is, het ons die hele dorp se finansiële probleme opgelos, ek beloof julle. Nie een van ons sou weer hoef te gewerk het nie. En alles word neergegooi, en vanoggend ry ek daar deur op pad erediens toe, en dis net papiere en die vieslikste gemors, net waar jy kyk. Jy moet eintlik mooi kyk om te ry deur al die goedes. En ek, hoe kan mense so mors? Hoe pas dit by die mooi, kyk aan mooi prentjie, hoe pas dit by die mooi van God se skepping? En hulle gooi al die goed in die riviere. Oom Dirk, hulle kon as jong kinders, het hulle, as hulle moeg was, het hulle sommer daar die slootwater gedrink. As ek het vandag doen, sal ek in die hospitaal eindig. As ek gelukkig is, nee, mag het dalk nie maak tot by die hospitaal hê. So het ons waterbronne vergiftig. Daar's 'n dam daar, ek hoor mense daar geswem vir oefening, nou wil ek dit ook gaan doen, sê mal Rudy, jy sal siek word. Wanneer my vrou in Durban is, en dan gaan klim ek baie keer op 'n boot, en dan vang ek nou 'n bietjie vis, dan kom ons terug in Durban hawe, dan is die water donker, vuil, dit stink, soos daar die hoë en allerlei gemors in ons see inloop. Ek sit met 'n ander konteks waar mense mal raak. Ekskuus, ek weet nie om dit op 'n mooi manier te sê nie. Daar skielik ruk hulle op en hulle steel goed uit 'n winkel uit. Dit is niks anders as barbare nie. Die regering wat moet help, die burgemeester glo ek sit agter dit alles. En die polisie is kop in een mis met ons uitgereël dat hulle eers later aankom. En dis ons konteks. En in hierdie konteks, waar ek en jy leef met al hierdie gemors wat aan die gang is, kom Genesis na ons toe, wat kom bevestig in die begin, het God alles geskep. Dit is syne. Dis sy aarde. Hy het dit gemaak. Kom Genesis en bevestig vir my en jou, daar is nie ander magte nie. Ek wil kyk na goed wat gebeur, dan sê ek die bose, dan hoor ek die woord sê, die Christus het klaar die bose oorwin. Genesis self, van die begin af, kon niks teen God opstaan nie. Hy het alleen beheer. Verder sê dit, dat God het in die begin al lig en duister geskei. Johannes sluit daarby aan as hy sê die Here Jesus het gekom om lig in hierdie duisternis te bring. In die land waar daar groot donkerte was, het 'n lig geskyn. Christus se lig kom nou nog in ons donker wêreld in. En God kies nog steeds die lig. Verder lees ek in hierdie teks dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het oor die natuur. Ek gaan die mens aanstel en die mens gaan heers oor hierdie skepping. Die mens gaan hierdie skepping vir my oppas.
Daarom kan ek nie ook my papiere by die kar uitgooi nie. Ek gooi dit nie by die motor se venster uit nie, ek doen nie dit nie. Ek gaan nie die skepping verder vergiftig nie. Ek gaan doen wat ek kan om dit te bewaar. Ek gaan eendag as ek op 'n strand daar in Durban, nou het ons van kinders af geleer, jy vat 'n swart sak saam vir al die gemors wat jy dalk gaan maak, maar jy maak dan nie baie nie, so jy het net 'n klein bietjie goed in die swart sak, nou is hy net 'n 10de vol, dan loop jy en jy tel die res van die gemors op tot die sak vol is, dan het jy daar 'n bietjie vir die gemors opgetel. Toe ek dit doen, kom daar 2 Zulu vrouens na my toe. Hulle sê vir my, kyk wat het ons by ons. Nou tog, wat? Hier haal hulle elkeen die 10 sakke. Ek sê vir hulle, wat maak jy? Hulle sê nie, ons doen wat jy doen. Ons tel die gemors op. Ons doen dit net al 'n bietjie langer as wat jy dit doen. Maar ons tel dit op, dis ook my strand hier so skoon is. Ek vra, hoekom doen julle dit? Hulle sê vir my, want dit is God se natuur hierdie. Nou is ek lank genoeg om Natal te weet, ek moet bietjie meer vra, ek vra, watter God? Hulle sê die Here en Vader van ons Here Jesus Christus. Die enigste God wat daar is, meneer. Ons dien hom, hy is die lewende God. En dit is sy skepping hier, ons kan nie laat die mense dit so vermors nie. Ander dag toe ek daar kom, toe staan so bergsakke en nie een papier of gemors op 'n hele strand is. So ek kom agter as mense wat hierdie ding opneem. Maar ek en jy, elke individu maak 'n verskil. Jy moet onthou, ek en jy is op hierdie aarde, ons deel nie. As 'n teks mos in Deuteronomium wat sê, moenie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Doen jy wat reg is. Al is jy die enigste een wat moeite doen om hierdie skepping op te pas, dan doen jy dit. God se. Verder kom sê hierdie teks vir my volgende, dat God het my en jou nie as 'n nagedagte gemaak het. Die lewe het my en jou geleer, vir baie van julle het dit deur seer kry geleer, jy is nie goed genoeg nie. Baie van julle het 'n geweldige sake oor julle eie waarde, jou eie selfbeeld, jou eie plek. Hierdie teks kom bevestig dat lewe kom van God af. God het jou gemaak na sy beeld. Dis hoe hy jou gemaak het. As jy nog hier sit en jy dink, lewe het te doen met biologie en 'n man en 'n vrou wat by mekaar kom, dan is jy ver agter. Lewe het te doen met God. Daar's hoeveel verhale van dit. Hoor elke keer mense se getuienisse. Gister het ons weer van dit gehoor. Mense wat getuig, hoe mense God lewe gebring het. Toe jy gebore is gebore omdat God gekies het om lewe te skep. Dis die woord. En dis die waarheid. En God het jou na sy beeld gemaak. Dit beteken hy het van sy eienskappe in jou gesit. Hierdie ding dat jy kan lief hê, dat jy kan voel, dat jy liefde kan wys en dat jy liefde kan ontvang, dit kom van God af. Die feit dat ek en jy hom kan aanbid, diere kan nie dit doen nie. Ek het my hond geleer, hy moet nou daar sit en sy oë toemaak wanneer ons bid vir die kos en goed. Maar die hond bid nie, hy doen maar net wat ek hom geleer het sodat hy kan kos kry. Nee, honde kan nie bid nie, hoe oulik ook al dink hulle is. Net mense aanbid God, want God het dit in hulle geplaas. So ja, daar het goed gebeur. Jy het dalk ook bydra daartoe gemaak, maar hoor dit volgens, hoor jou waarde, jy's geskep na die beeld van die lewende God. Dan het jy jou hier gesit, om hom te verteenwoordig. Kan jy dit nog onthou? Onthou jy hoeveel het ons dit al vir mekaar gesê? Verkeer het jy dit as kind gehoor? Die mense is geskep as God se verteenwoordiger hier op aarde. Jy verteenwoordig God hier. Hierdie is sy plek. Hy het jou hier gesit om hom te verteenwoordig. Dit beteken as iemand na jou kyk,
moet hulle iets van God sien. En my vraag is, wanneer hulle na jou kyk, wat sien hulle van God? Sien hulle iets van God se liefde by jou? Sien hulle iets van sy regverdigheid by jou? So dink mooi, wat is die prentjie wat mense van God sien in my lewe? Die laaste ding wat die teks vir my leer, is dat God het alles geskep, en toe het hy gesien, dit is baie goed. Jy gesien elke keer dan staan daar, God het gesien, dit is goed. God het gesien, dit is goed. En dan word dit beklemtoon op die 6de dag. Dis baie goed. God is tevrede met sy handewerk. En daarom op die 7de dag, dan gaan rus God. Nou, dit is 'n preek op sy eie, wat dit beteken, en wat is al die betekenisse wat ons al daaraan geheg het, wat ek dink almal waar is. Maar, wat ek en jy vanoggend moet hoor, is God het 'n ritme ingestel, van werk, rus, werk, rus. As jy vanoggend hier sit, of as jy nou later na hierdie opname luister, en jy is permanent doodmoeg, want jy werk dag en nag, dis nie God se bedoeling nie. Jy mag rus ook. Ek weet daar is mense wie ek het wil gaan speel en sê, luister, die teks sê eers, jy moet bietjie werk ook. Nee, daar is sulke mense. Maar ek weet, julle is nie daai mense nie. Julle is die ander mense wie ek moet sê, jy mag stop ook. Jy mag rus ook. En onthou, hierdie rus het ook te doen gehad met vertroue op God. Dit het God die mense in die woestyn geleer. Hoekom wou hulle nie gerus nie? Want dan gaan ons nie kos hê nie. Wat het God gesê? Hier's vir julle manna. Op die 6de dag is daar genoeg vir die volgende dag ook. En dit het nie sleg geword soos die ander dae se manna nie, né? Hulle kon nie van die ander dae se oorhou nie, dan word dit sleg. Maar op die 6de dag, dan kan hulle oorhou na die Sabbat toe. Dan hou dit skielik. Wat leer God hulle? Jy mag op die Here vertrou. Dit het my baie jare gevat om dit te leer. Want dominees is mos simpel goed. Hulle dink as hulle nie hier is, dan gaan die kerk te gronde gaan. Intussen het die kerk baie goed gedoen voor hy hier gekom het en op hul eie was. Kerk kan sonder 'n dominee baie goed aangaan. Nee, want dis God se kerk. Ek het ouderling gehad in Heidelberg met baie groot wysheid het, of gehad het en hy het by eendag kom haal by die pastorie, stap hy met my daar deur die kerk se erf, en dog ek, wat wil hom naas my wys, want hier's nou allerlei mooi tuine en goeders, dis hy neem het bietjie mooi kyk, hier's nie een standbeeld vir een van die vorige dominees nie. En sê ek, hoekom sê jy nou dit vir my? Hy sê, weet jy wat, jou voorganger is weg, hy het sommer vroeg opgegee, vroeg pensioen gegaan, hy kan dit nie meer hanteer het nie. Die ander ou het hartmoeilikheid gekry en hy vertel nog van 'n paar. Hy sê, jy is op pad op dieselfde pad. En ek wil net vir jou sê, dis nie die kerkraad se skuld nie. Die kerkraad sê, jy kry 'n afdag 'n week. Jy is onverantwoordelik vir God om dit nie te vat nie. Nie ons nie. Ons is eerlik vir God, ons het ons deel nagekom, ons gaan 'n bakkie water vat en ons hande in ons skuld was. Hy sê verder, gee die kerk wat jou verlof. Ons kan dit nie nog vir jou vat ook nie. Jy moet verantwoordelikheid vat. Jy moet die Here dien, jy's 'n jong man, jy wil vir hoeveel jaar in sy diens staan, jy gaan dit nie maak nie. Ja, en ek is ontsteld. Want hoe kan hierdie oom nou dit vir my sê? En intussen weet ek, hy is 100% reg. En ek moes dit leer. En ek moes leer, maar ek mag ook stop en laat gaan. Wat ook al gebeur, gebeur, ek sal dit hanteer as ek terugkom. Ek het al baie mooi gevra, julle moenie goed oorkom of doodgaan terwyl ek weg is, maar hulle luister ook nie na dit nie, so ek dit ook maar hanteer as ek terugkom. Nee, maar, julle, wat kan mens doen? Moenie dieselfde fout maak nie. Jou grond behoort aan die Here.
Jou werk behoort aan die Here, die skool behoort aan die Here, jou besigheid behoort aan die Here. Dit gaan môre nog daar wees. En ja, ek het vir geen oomblik nie gesê jy moet hard werk, jy moet hard werk. Maar daar kom 'n tyd wat jy stop. En wanneer jy nou gestop het, daai dag, as die werk nou afbrand vandag, kan jy niks aan doen, jy sal môre weer help. En dan moet jy ook eers vandag bel. Nee, bel my môre, ek sal môre hanteer. Jy moet leer om te laat gaan. Vertrou God. Vertrou God vir die rus. Ek wil dit baie reguit vir julle sê. Die feit dat ons so baie van ons hier rondloop, jy's so moeg, jy's oormoeg, jy loop soos 'n zombie rond, dit is nie God se plan nie. Dis nie God se wil nie. Kyk na jouself. Jy is geskape in die beeld van God. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy behoort aan God. Pas jou liggaam so op. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Here, ons hoor baie mooi goed hier. Ons hoor ook baie keer goed hier wat ons nie wil hoor nie. Maar Here, dankie dat ons dit mag hoor en dat ons lewe hier volgens mag inrig en ons wil vir U dien. En ons wil aan U behoort en ons wil U hier verteenwoordig. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.